herinner net eers dat volgende Sondagoggend het ons Kerssangdiens. So ons nooi uit om daar te kom saam sing en dit saam met ons te geniet. Bring ook jou vriende en familie saam. En na die tyd gaan ook so ietsie te eet wees saam met die koffie en tee en dan sluit ons die jaar op so 'n manier af. Maar vandag se teksgedeelte is nou een van daai tekste wat maklik misverstaan word. Ons gaan lees uit Matteus 24 vers 36 tot 42. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemele nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader alleen. Maar net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, om in die huwelik te tree en in die huwelik uit te gee, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan het, en hulle niks vermoed het, totdat die vloed gekom het en hulle almal meegesleer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. 2 sal by die meulemaal, een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. Dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het tydens watter nagwaak die dief kom, sou hy gewaak het en nie by sy huis laat inbreek het nie. Daarom moet julle gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Ek wil begin met 'n vraag. Wat doen jy gewoonlik die eerste ding wat jy doen, as jou foon so begin stadig raak, of jou apps wil nie lekker werk nie, of jou skerm begin vries? Wat is die eerste ding wat jy gewoonlik doen? Jy restart jou foon. Ons doen dit ook as ons updates installeer het op ons foon of op ons rekenaar. As dit alles klaar is, dan restart jy dit gewoonlik eers sodat dit ordentlik kan werk. So dis nogal aardig dat die restart ding, iets wat 'n mens nie eers kan sien gebeur nie, so groot invloed op jou rekenaar of jou foon kan hê. Nou vandag is die eerste Sondag van Advent, die opbou na Kerstyd toe. Dis 'n tyd van voorbereiding, tyd van afwagting, 'n tyd van verwagting dat iets nuuts gaan gebeur. Dis ook 'n tyd van nuwe hoop en nuwe moontlikhede. Dis ook 'n tyd om ons lewens te ondersoek en te vra, wat is daar dalk wat moet verander? Wat moet nuut gemaak word in ons lewens? So in effek, dit is eintlik maar 'n tyd van 'n restart. Nou hierdie tyd van die jaar verwys Advent baie spesifiek na die afwagting voor Jesus se geboorte, die uitsien na Jesus se geboorte. Maar dit verwys ook na die dag wanneer Jesus eendag weer gaan kom. Dit verwys na sy wederkoms, waarvan ons gelees het in vandag se teksgedeelte. Maar niemand van ons weet nou wanneer hierdie wederkoms gaan gebeur nie, of hoe dit gaan gebeur nie. Ek meen, dit is mos nou duidelik uitgewys in vandag se teksgedeelte. Al wat ons wel weet is, dat Jesus se geboorte was soos 'n restart. Dit was God wat nuut begin het, of oorbegin het met die wêreld. Nou, en wat ons ook weet is dat die wederkoms van Jesus ook so 'n restart gaan wees. Maar wanneer dit gaan gebeur en hoe dit gaan lyk, dit weet ons dan nie, net God weet dit. Dis een van daai misteries in ons geloof waarmee ons maar moet saamleef. Daar's sekere goed wat ons net nooit gaan verstaan nie, en dit is dalk ook maar beter so. So die wederkoms werk bietjie soos dit gewerk het in die tyd voor selfone. Dink nou maar, byvoorbeeld my oupa en ouma wil by ons kom kuier. En hulle laat ons weet, hulle bel op die landlyn, hulle sê vir ons, hulle gaan by ons kom kuier. Nou, dan wag almal van ons dat hulle nou moet opdag, en ons huis word netjies gemaak en reggemaak en so, wat oupa en ouma gaan kom kuier. So ons weet, hulle is op pad. Ons weet, hulle gaan opdag. Maar ons weet nie presies wanneer hulle kar voor ons huis gaan stop nie. En dit is hoe dit maar gaan wees met die wederkoms ook. Maar intussen tyd, totdat dit nou gebeur, help vers 42 van vandag se teksgedeelte ons. Dit sê, bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. Bly waaksaam is die opdrag. Bly waaksaam omdat God julle dalk gaan verras. Bly waaksaam omdat daar enige oomblik iets nuuts kan gebeur. Eintlik omdat daar elke dag iets nuuts gebeur.
Die probleem is mos maar net dat ons lewens so besig en so vol is, dat ons dit nie raak sien nie, dat ons nie meer waaksaam is nie. Ons lewens is oorlaai, dis vol geraas, vol bekommernisse, vol dinge wat ons aandag aftrek en ons aandag aflei, soveel so dat ons nie meer oop is en reg is daarvoor om deur God verras te word nie. Dis bietjie soos die mense in Noag se tyd, sê die teksgedeelte van vandag, skryf Matteus. Hy skryf, hulle was maar net besig met hulle gewone lewens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou, hulle het gewerk, en toe skielik gebeur die vloed. So dis nie slegte goed waarmee hulle besig was nie, dit was alledaagse goed. Hulle was maar net besig met hulle lewe. Maar die probleem was dat hulle nie meer raak gesien het hoe God die hele tyd aan die werk is in hulle lewens nie. Hulle het nie meer geleef met 'n verwagting dat God aan die werk is nie. Hulle was nie meer waaksaam nie. En dit gebeur mos maar met ons ook. Ons leef ons lewens onbewus daarvan dat God besig is in ons wêreld, besig is in ons lewens. Ons leef nie meer waaksaam nie. Ons is nie meer oop en reg vir God wat besig is nie. So adventstyd is dan ook 'n goeie tyd om terug te kyk na die jaar wat verby is en te vra, wat is die goed wat jou aandag so afgelei het? Wat is die goed wat jou hoop gesteel het? Wat is daar wat jy dalk moet laat los of moet verander in jou lewe? Dis 'n goeie tyd om terug te kyk en ook te vra, waar was God in my lewe betrokke? Waar het God iets nuuts gedoen in my lewe? En wat wil God dalk oordoen of nuut doen in my lewe? En dan is daar ook 'n tweede ding wat ons moet hoor oor Advent. Of dan moet hoor oor hierdie restart waarmee God besig is. En die tweede ding is dat God doen nie dit om ons uit te vang nie. Dit gebeur nie met Jesus se geboorte nie, en dit gaan ook nie gebeur met die wederkoms, dat God dit doen om ons te probeer uitvang nie. So Jesus se koms is nie om ons uit te vang of om ons bang te maak nie. Dit is nie om vir ons te wys hoe sondig of hoe verkeerd ons is nie. Hy sê nie, wees bang omdat ek weer gaan kom nie, omdat ek onverwags gaan kom nie. Hy sê eerder, wees wakker, wees oop, wees gereed, wees waaksaam. So God se koms na die wêreld is nie vir ons 'n bedreiging nie, of 'n waarskuwing nie. Dit is 'n uitnodiging. Dit is 'n uitnodiging wat ons sien by Jesus se geboorte al, maar wat ook geld by die wederkoms. Die uitnodiging by Jesus se geboorte was, begin nuut saam met my, restart saam met my. En daarna wys Jesus se hele lewe vir ons hoe hierdie uitnodiging uitspeel. Jesus se hele lewe was 'n uitnodiging om anders te wees en om anders te leef, om nuut te wees. Wanneer Jesus sê in 'n wêreld waar dit die hele tyd net gaan oor 'n liefde vir mag en geld en besittings en goed, in so 'n wêreld sê Jesus, hy sê net, wees eerder net lief vir God en wees lief vir jou naaste. In hierdie wêreld nooi Jesus ons uit om 'n lig vir die wêreld te wees. En hy nooi ons uit om draers van hoop te wees wanneer almal so sinies en negatief is die hele tyd. Hy nooi ons uit om vredemakers te wees waar daar soveel onvrede in die wêreld is. Hy nooi ons uit om te vergewe en om lief te wees vir ons vyande en om te sorg vir die mense wat dit die meeste nodig het. So Jesus se geboorte en sy lewe is 'n uitnodiging om te wees wie ons bedoel is om regtig te wees. Nie om ons bang te maak nie. So in vandag se teksgedeelte word ons ook weer uitgedaag om getrou en waaksaam te leef. Aan die een kant is dit omdat Jesus reeds na die wêreld toe gekom het en omdat hy deur sy gees die hele tyd besig is in ons lewens en die hele tyd besig om ons te verras en om dinge nuut te maak. Maar aan die ander kant is dit ook omdat Jesus eendag weer gaan kom en omdat ons nie weet wanneer dit gaan wees of hoe dit gaan wees nie. God se koms na die wêreld is nooit 'n skrikmaak tegniek nie. Ons hoef nie bang te wees daarvoor nie. Dit is 'n uitnodiging. Met Jesus se geboorte en ook eendag met die wederkoms druk God nie die delete knoppie nie. Hy druk die restart knoppie. Hy wys nie vir ons net in daai oomblik wie hy is nie. Hy wys ook vir ons wie ons is en wie ons kan wees.
So in hierdie adventstyd mag ons waaksaam leef. Mag ons leef met oop oë en oop harte en oop hande, gereed vir die nuwe dinge wat God in ons lewens en in die wêreld wil begin. Want God is die heeltyd besig en altyd reg om nuut te begin. Die vraag op die ouend is net, is ons reg vir God se restart? Is ons reg vir die nuwe goed wat God wil doen? Kom ons bid saam. Here, in hierdie adventstyd kom ons na U toe met oop oë en oop harte. So help ons om wakker te wees, nie vasgevang in die geraas en die gewoel van elke dag nie, maar om elke oomblik bewus van U te wees. Maak ons ontvanklik vir 'n nuwe begin, vir al die kleiner restarts van elke dag, maar ook die groot nuwe begin wat U op U tyd sal bring. Gee dat ons U teenwoordigheid sal raak sien in die gewone dinge van ons lewe. Here, wys vir ons wat ons moet laat gaan en waartoe U ons nuut roep. Maak ons vol van U liefdesenergie, sodat ons kan leef soos kinders van die lig. Amen.